Hebreërs 4 sê, die woord van Jahwe is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van die siel en gees en beoordelaar van oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader Jahwe, ons kom na U toe, omdat Yeshua ons hoëpriester is. Die weg, die waarheid en die lewe. Baie dankie in hierdie oggend, Vader, dat ons weet U is lig en daar is geen duisternis in U nie. Dankie dat ons vanoggend die waarheid kan lief hê, naamlik U self. En wat 'n groot voorreg dat U waarheid, die gees van die waarheid, U self in ons harte uitstort. En dankie dat ons vanoggend liefhebbers kan wees van die waarheid. Er is ons begeerte in hierdie oggend, Vader, om U woord te ontvang, om dit te glo, om met U gemeenskap te hê. Vader, dat die saad van die woord vanoggend gesaai sal word en nat gemaak sal word en dat U dit sal laat groei. Dankie dat ons in hierdie oggend 'n vaste fundament het, 'n fondasie, dat ons kan staan op U woord, soos 'n boom wat geplant is by die waterstroom, wat sy vrugte gee op sy tyd. Terwyl daar buite 'n wêreld vol ongeregtigheid en leuns is, kan ons in U huis as groen olyfbome vanoggend staan, kinders van die lewende God, in die krag van U Gees. Dit is ons gebed, Vader Jahwe, verheerlik U self, deurdat U woord nie na U toe leeg terugkeer nie, maar dat dit volbring waartoe U dit stuur. Ons wil U woord eer, ons wil dit lief hê en gehoorsaam wees. En gee vir ons die genade dat ons dit sal doen, tot U eer en U verheerliking. In Yeshua se naam. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons skriflesing vanoggend 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3. Die briewe van Paulus word opgedeel in sendbriewe, soos vir die gemeentes, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, maar dan is daar ook pastorale briewe, waar Paulus bietjie 'n jong man of 2 vir Timoteus of vir Titus gepastor het, 'n pastorale berading. Die jong manne het geweldige groot werk gehad, groot eise. Veral daar wat Titus en Timoteus gewerk het dit nie aldag maklik gegaan nie. Daar's 'n stryd om te stry. Paulus skryf hier aan Timoteus, al die tweede brief wat ons het, 2 Timoteus 3, en ek is seker u sal uit die eerste 4-5 verse agterkom, dit was nie maklike tye nie, net soos dit vandag ook nie maklike tye is nie. 2 Timoteus 3, die tema vanoggend, oefen jou in geregtigheid. 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae sware tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, leenaars, skoonlasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie,
want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolging het ek nie al verdra nie? En Jahwe het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Messia Yeshua, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Messia Yeshua. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Lees nog so 'n paar verse aan, besweer jou dan voor God, die Meester Yeshua Messia, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer in die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Geweldige opdragte, geweldige realiteite. Dit is so 'n hoofstuk wat 'n mens kan oordink en bedink en vra, Vader Jahwe, laat dit nie net by die een oor ingaan en by die ander oor uit nie, maar gryp my, laat hierdie woord my lewe gryp. Vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. Ons weet die Griekse woord sê ingeblaas, pneumatos, ingeblaas, geïnspireer. Soos wat Jahwe spreek, soos as 'n mens spreek, is daar lig betrokke. So spreek Jahwe die woord. Hy sê nie net laat daar lig wees nie, maar sy hele woord. Of dit deur 'n Moses, of dit deur 'n profeet is, of dit deur 'n apostel se pen is, sy woord is geïnspireer. En ons het begin voor die gebed, Hebreërs 4, die woord van Jahwe is lewend. Dit is lewend. In 'n wêreld van dood het ons 'n behoefte aan lewe. In 'n wêreld van elke dag vervallendheid en verdorwenheid en korrupsie is ons grootste begeerte lewe. Volgende wil ek 'n paar dinge uit hierdie hoofstuk noem of 'n saak hanteer. En dit gaan spesifiek oor die woord. En ons sê die woord en dan bedoel ons eerstens Yeshua is die woord wat vlees kom word het. En die woord wat hy gespreek het is gees en is lewe. Hy het gekom om te getuig van die waarheid. En die hele skrif, wet en profeet en psalms het na hom toe getuig. So as ek die woord gebruik, dan bedoel ons die God geïnspireerde, soos ons hier sê, skrif, nie net fisies lettertjies nie, maar die woord wat lewe is. En hy sê dat hierdie woord is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en onderwysing in die geregtigheid. Die woordjie onderwysing. Die party Engelse Bybels gebruik die woord training. Opvoeding. Dit is nie net ek sit en ek hoor die woord nie. Dit dra die gedagte van vorming. Die woord vorm my en dieselfde Griekse woord word in Efesiërs 6 gebruik vir ouers, voed julle kinders op in die tug van Jahwe. En Hebreërs 12, die hoofstuk wat gaan oor tugtiging, vorming.
Dit gaan oor om gevorm te word, getuigtig te word in die geregtigheid. Ons het 'n sondige natuur, die vlees moet getuigtig word, daar moet oor die vlees geheers word. En luister mooi, die hele skrif is genoegsaam, is gesagvol om dit te kan doen, om ons in die geregtigheid van Jahwe te vorm, sodat, en kyk mooi vers 17, die mens van God volkome kan wees. Hierdie is 'n ontsaglike groot gedagte. Volkome. Hoeveel keer 'n dag voel ons swak? En ons sit die woordjie on vooraan. Ons skiet tekort, ons is onvolmaak. Ons kort. Maar die skrif rus ons toe, en ek gaan nou nie die lering en die vermaning en die ander gebruik nie, net hierdie oefen in die geregtigheid, dit vorm ons, dit is ons onderwysing in die geregtigheid, sodat ons volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome, daar gebruik jy weer die woord volkome, toegerus, toegerus. Ons stel belang in toerusting. Jahwe, help my, ek kan nie uit myself uit nie, rus my toe. Dan sê ons baie keer, laat die Gees oor my vaardig word. Dis waar. Hoe word die Gees van Jahwe oor jou lewe vaardig? Hy gebruik die woord om jou te tug, om jou te vorm. Dis nie passief, ek staan een kant en Vader moet my net aanraak nie. Sy Gees werk in jou, sodat jy opstaan en kan doen wat jy moet doen. Sodat sy Gees in jou werk, om wanneer hy jou vorm te aanvaar. Nie die nek styf te maak, nie soos 'n perd te wees, wat jy moet tem met toom en teel nie. Maar om van jou sagte klei te maak, wanneer die Heilige Gees met water vergelyk word, dan maak hy die dorre aarde sag, sodat die saad van die woord kan ontkiem en kan groei. Niks kan groei sonder water nie. Ons kyk vanoggend na die woord wat genoegsaam is, wat gesaghebend is, wat vir ons gegee is, deur die Heilige Gees geïnspireer en geblaas. Daarom lê ek die klem daarop, dat ons praat nie net van 'n dooie woord nie, ons praat van 'n lewende woord, wat kragtig is, wat ingeblaas is, om ons toe te rus. Om vir ons te oefen in die geregtigheid. Jy het 'n oefenprogram. Hierdie vlees moet getuig word, hy moet gekastei word, hy moet oor hom geheers word. Want hy wil doen wat hy wil. En ons vat een woordjie. In die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk is daar so lang lys van vleeslikheid. Die afval van die laaste tye. Die mens van die tyd. Hoe lyk die mens van die tyd? Ons het dit gelees. Liefhebbers van hulle self, geldgierig, lasteraars, ongehoorsaam aan die ouers, kwaadsprekers, ek wil nie hele lys herhaal nie. Dit is die mens van die tyd. Dis hoe hy lyk, dis wat hy doen. Wat het vers 16 gesê en vers 17? Maar, die mens van God is volkome, toegerus, vir elke goeie dienswerk. Dis twee wêrelde uit mekaar uit. En ons as gemeente word geroep om anders te wees as die wêreld, 'n stad op 'n berg, 'n lig op 'n staander. Terwyl die wêreld vers 1 tot 5 is u en my roeping deur die krag van die woord geblaas deur die Gees om volkome toegerus te wees. Ek wil vanoggend oor daai woordjie toerusting praat. Ek gaan dit nie bespreek nie, ek wil net prakties. Hoe rus die woord van Jahwe jou toe? Teen, nommer 1, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Dit is die vlees. Die mens is 'n liefhebber van homself. Nou kom ons vanoggend by 'n woord en 'n boodskap. Die evangelie. Laat ek net eers so vra, wie sukkel met selfliefde? Wie het 'n stryd teen ek hou van myself? Gaan tel hoeveel spieëls het jy in jou huis. Gaan kyk hoeveel klere het jy wat in by die mode is. Kyk bietjie hoe graag neem ons selfies. Kyk 'n bietjie hoe gesteld is jy op wat ander van jou dink, of dat hulle jou darm net
eer of jou erken. Kyk na al daardie maatstawe in jou lewe. Ons almal het 'n vlees wat lief is vir homself. Of wat sy eie belange eerste stel. Dit is hoe dit werk. Maar die woord van Jahwe rus jou toe om hierdie absolute vleeslikheid van liefhebbers van hulle self te werk, te kastei, te onderwerp, te verander. En my vraag is, hoe doen die woord van Jahwe dit? As ons sê, die skrif doen dit, ek moet die skrif lees, dit moet vir my oopgemaak word, want dit is gees, met ander woorde my gees en die gees van Jahwe moet gemeenskap hê, ek moet ontvanklik wees, dit moet my verander en dit is 'n goddelike wonderwerk, daaroor moet ons bly wees, want ons weet nie presies hoe dit werk nie, maar dit werk, wanneer ek in die teenwoordigheid van Jahwe met hom gemeenskap het, word ek verander na sy beeld. 2 Korintiërs 3:18 sê, hoe meer ons hom sien, hoe meer ons hom aanskou, hoe meer ons verligte oë van die verstand het, hoe meer ons sy liefde begryp en leef, hoe meer word ons verander. En een van die veranderinge is jy is nie meer 'n liefhebber van jouself nie. En dit is wonderlik, daar is vanoggend gebid daarbo oor die tyd waarin ons beweeg. Desember maand word by uitstek gekenmerk aan die liefde vir onsself, die joligheid, die partytjigheid. Wat is die essensie van die sonde? Kom ons ontleed dit. Wat maak Desember maand anders as ander maande? Die liefde vir diself word uitgeleef. Die liefde vir begeerlikhede en vir wat ook al. 5 punte. Hoe die woord van Jahwe my toerus om die liefde vir diself. En nou praat ons van die vleeslikheid. Ons praat van die liefde wat jou selfgesentreerd maak. Ons praat nie van versorging van die liggaam en die positief, ons praat van die negatiewe sonde, selfgesentreerdheid, eie sinnigheid, waar ek myself voorop stel, daardie haatlikheid. Die woord van Jahwe rus my, wel, vele maniere, maar ek gaan 5 hanteer vanoggend. Eerstens, hy openbaar onselfsugtige liefde, die liefde van Jahwe vir my. Die oomblik wanneer die woord vir my oopgaan en ek die liefde van Jahwe leer ken, word dit 'n krag in my lewe om my liefde vir myself af te lê en die liefde wat hy vir my gee na te volg. Blaai saam met my na Filippense 2 toe. Plaas die woord selfsug en selfgesentreerdheid op die een kant van die skaal en plaas Filippense 2 op die ander kant van die skaal. Die woord is 'n lamp vir ons voet, 'n lig op ons pad. Laat Filippense 2 toe om die onderwerp selfgesentreerdheid en selfsug te belig. Laat die woord van Jahwe die duisternis oopmaak en ontbloot vir wat dit is. Dis tyd dat ons begin vleeslike dinge vat en onder 'n vergrootglas plaas en sê, hoekom tree ek op soos ek optree? Verstaan ek nog nie die woord nie? En Filippense 2 sê vir ons spesifiek, in vers 3 en 4, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Sien u hoe duidelik spreek hy self, liebers van homself aan? Maar kyk nou, hoe doen hy dit? Kyk nou die goddelike openbaring. Het is nie net 'n jy moet, of jy moenie, dit ook, maar daar's onderwysing in. Daar's lewe, dit is soos 'n vader sy kind opvoed en die kind begrip het in die vader se voorbeeld, nie net maak wat ek sê nie, maar maak wat ek doen. Nou kyk na die voorbeeld, in vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Messia Yeshua was. Hier's onderwysing. Hier's 'n lewende voorbeeld. Hier's stig, hy sê, hy, Yeshua, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n
dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, die dood van die vloekhout. Sit selfgesentreerdheid in die een bakkie, die oudtydse weegskale, onthou jy hulle? Sit selfgesentreerdheid in die een waar ek en myself en my eie belange die belangrikste is, en in die ander een sit julle hierdie woorde. Hy het homself ontledig, gestalte van 'n dienskneg, verneder, gehoorsaam tot die vloekhout. En wanneer hierdie openbaring van Yeshua, wie hy is en wat hy kom doen het, die woord self, wanneer ek die woord eet, die brood van die lewe, dan word hierdie nederigheid, hierdie dienskneg, hierdie goddelike liefde, verander my beeld, en het dryf die selfliefde, die selfsug na buite. En dit is hoekom die woord van Jahwe lewend is, om ons toe te rus teen hierdie wortel van sonde, naamlik selfliefde. Hierin is die liefde, luister mooi wat sê Johannes in 1 Johannes 4 vers 10 tot 11. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Behoort beteken, hier is 'n indikatief, God het ons lief, hy het sy liefde bewys, nou is daar 'n oproep, nou is daar 'n verantwoordelikheid, nou stem dit wat hy gedoen het, roer my, dit beweeg my, dit verander my, ek kan nie dieselfde bly as ek sy liefde verstaan nie. Hy het my lief gehad en ek het dit nie verdien nie. Teenoor liefhebber van die-self, staan die goddelike liefde, agape, wat sê, ek het jou lief, nie op grond van wat jy doen vir my nie, maar wat ek vir jou wil gee. Liefde vir die-self is, ek wil hê, ek wil kry, ek wil myself verryk, ek is die belangrikste. Ek sal enigiets doen in my vermoë, dat ek nie seer kry of skade ly, of ek wil net myself oppas, dis ek en myself in my eie wêreld. Terwyl die goddelike voorbeeld is, ek ontledig myself en ek kom dien. En al word my liefde vir my teruggegooi, al word ek gevloek en geskel, dan bly ek nog steeds die dienskneg. Ek bid nog steeds vir jou, Petrus, al gaan jy my verloon. Ek gaan vir jou bid, dat jy jou geloof moet hou. Dis ware liefde wat oorwin. En nou gee Jahwe vir ons hierdie woord, hierdie openbaring, ingeblaas deur sy gees, wat lewend is in ons harte. Die tweede ding, die tweede saak, hoe die woord ons toerus teen hierdie verskynsel dat ons onsself lief het. As die woord leer ons dat ons nie aan onsself behoort nie. In die oomblik as jy verstaan, jy behoort nie aan jouself nie, dan is daar 'n groter een vir wie ek nou moet kyk, wat is sy begeerte vir my lewe, nie wat is my begeerte vir my eie liefde, omdat ek lief is vir myself nie. En ons weet dat 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, dat julle nie aan julle self behoort nie. As Paulus skryf in 2 Timoteus 3, dat in die laaste tye mense is liefhebbers van hulle self, dan beteken dit, hulle het nie soveel respek vir die Heilige Gees, wat in hulle woon, wat van hulle liggaam 'n tempel, 'n offerplek vir Jahwe wil maak nie. Hulle spandeer alles aan hulle self en vir hulle self. Paulus sê, nee, jy behoort nie aan jouself nie. Jy is gekoop. Petrus beskryf mooi hoe ons gekoop is. Kom ons kyk gou saam in 1 Petrus 1. Blaai saam met my 1 Petrus 1. Kom ons sê die woord van Jahwe lief vanoggend. Dis nie maklik nie, dis oefening. Kom ons laat toe dat die woord van Jahwe ons tigtig. Hoe tigtig Jahwe ons in liefde? Luister mooi sy liefde. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 17, as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees.
gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ek gaan nou die woord vrees hanteer. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydelle lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, ydelle lewenswandel, waarvan liefhebbers vir jouself een is, maar, vers 19, deur die kosbare bloed van Messia, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Omdat hy my gekoop het, met sy eie kosbare lewe, met sy eie bloed, bring dit die grootste verantwoordelikheid in my lewe. En hierdie verantwoordelikheid word die vrees van Jahwe. Die vrees dat ek waardig my roeping moet wandel waarmee hy my geroep het. Die verantwoordelikheid dat ek hom nie moet teleurstel nie, maar hom moet behaag. Dis nie 'n sieklike vrees vir die onbekende nie. Dis 'n verantwoordelikheid omdat ek weet wie hy is en wat hy vir my gedoen het, 'n oproep om te verander. Dis die vrees in jou vreemdelingskap. Terwyl mense vreesloos die wêreld volg, vreesloos doen wat verkeerd is, vreesloos losbandig is, vrees die kind van Jahwe, die Almagtige, en sy vrees roep hom op tot verantwoordelikheid. Weereens, nie 'n siek vrees nie, want die volmaakte liefde dryf die verkeerde vrees na buite. Maar kyk mooi, hoe gaan dit by partytjies? Daar's aanvanklik geen vrees nie. Losbandigheid. Daar's geen wag voor die mond nie. Daar's geen wag voor die dade nie. Dan dink ons aan Belsasar se partytjie, waar daar geen vrees was nie. En hy in die woord beklemtoon, hy het in teenwoordigheid van almal wyn gedrink. En hy beklemtoon, ek dink is 3 keer, wat hy sê hoe dit gegaan het, en toe laat kom met die goue bekers en die silwer voorwerpe, wat uit Jerusalem, toe Jerusalem vernietig is, gebring is, en vreesloos drink hy daar uit. Wat so interessant is, toe hy hand in die muur begin skryf, dan skryf die woord dit, en die kinders kry glimlag daaroor, maar sy vrees word so beskryf dat sy knieë teen mekaar geklap het, en ons almal weet, as jy so bang is dat jy beheer verloor oor jou liggaam, dis die hoogste vorm van vrees. Wandel in vrees gedurende die tyd van jou vreemdelingskap, bedoelende, moenie 'n liefhebber van jouself wees nie, wees 'n liefhebber van hom wat jou met sy bloed gekoop het, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor hom. Ons is vreemdelinge. As jy 'n vreemdeling is in 'n stad, is jy op jou hoede. As jy by die huis is, en baie keer op vakansie is, en inbrekers by dit uit, dan is jy ontspanne. Kyk mooi, ons is vreemdelinge op hierdie aarde, want ons is gekoop, ons burgerskap, ons huis, ons identiteit is in Jahwe, in Yeshua Messia. Oom Gustaf het vanoggend Kolossense 3 gebid. Ons is in hom, ons is opgewek, en ons is in hom, ons behoort aan hom, en daarom is ons nie liefhebbers van onsself nie. Die derde punt, waar die woord van Jahwe my toerus, bemagtig, is die woord van Jahwe leer my om te dien. Galasiërs 6, blaai asseblief almal saam soontoe, Galasiërs 6. As jy sukkel met 'n stryd teen selfliefde, en ek wil dit net duidelik stel, ons almal het daai stryd, ek inkluis. Dit is net die vlees se neiging om jou eie belange eerste te stel. Jou eie behoeftes, jou eie begeertes, selfgesentreerd te raak. Ek dink op 'n praktiese vlak kan ons mekaar sê, selfs as mens moeg begin raak, 'n bietjie min slaap, dan raak die selfgesentreerdheid makliker. En dis dan al hoe meer wat ons swak word en op Jahwe moet steun. Partykeer het ek 'n tekort aan slaap, partykeer het ek 'n tekort aan finansies, partykeer het ek 'n tekort aan tyd, aan enigiets. Die oomblik as ek 'n tekort ervaar, dan begin ek na myself kyk. Dit is moeilik om vir iemand iets te doen as jy self 'n lang lysie het van goed wat gedoen moet word. Galasiërs 6, en ons lees vanaf vers 2.
Dra mekaar se laste. En vervul so die wet van Messia. Luister mooi die woord van Jahwe. Wat leer die woord van Jahwe? Hierdie skrif wat geïnspireer is, die Torah. Hy leer jou om mekaar se laste te dra. Want, vers 3, as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Wat 'n tipe mens meen dat hy iets is? Iemand wat lief is vir homself. As jy sê, kyk na my julle, kyk na my, kyk my fotootjie, kyk wat ek doen, kyk vir my. Jy meen jy's iets. Nou wat interessant is, ons Vader se naam, Jahwe, ek is wie ek is. Nou die Grieks daarvoor is Eimi. En hier staan, hy wat meen dat hy is, terwyl hy nie is nie. Niemand van ons is iets nie. Net Jahwe is wie hy is. En jy kan alleenlik iets wees as jy, Kolossense 3 vers 1, in hom is, in hom opgewek is. En as jy in hom is, sal jy dien, soos wat hy gedien het. So enige vorm van vleeslikheid, buite hom, wat meen ek is iets, ek het 'n prestasie bereik, my gesiggie was op 'n koerant of 'n voorblad en mens kry lag vir jouself. As jy iewers per ongeluk in 'n koerant beland, dan kry jy so snaakse gevoel van selfliefde. Dis nou as dit nou 'n prestasie is nou nie as jy nie tronk beland het nie. Maar goeie ding, prestasie. Selfliefde. Ek het iets bereik. Ek is iets. Terwyl hy niks is nie, mislei homself. Met ander woorde, mense wat lief is vir homself, mislei homself. Jy is mislei. Wie is die vader van die leuns? Die Satan. Satan is besig om jou te verlei. As jy glo, my verstand is iets. Kyk my prestasie, kyk my rapport. My lyf is iets. Kyk hierdie prestasie. Ek lyk vir myself goed. Dit is goed waarteen ons moet waak. Dis goed waarteen ons moet waak, selfliefde. Ag, en is altyd nodig om net balans te hou. Ek praat nie van om jou verantwoordelikheid na te kom, om jouself te versorg nie, ek praat nie van dit nie. Ek praat van 2 Timoteus 3 wat sê in die laaste tyd sal daar swaar tye wees. Mense sal liefhebbers van hulself wees. Gaan tel die soorte tydskrifte op die winkelrak wat gaan oor die mens. Die mens se voorkoms, die mens se huis, die mens se prestasie, die mens. Dit is nie vir my nodig om dit vir julle uit te spel nie. Terwyl die woord van Jahwe my leer, dra mekaar se laste. Die woord laste in Engels burden is daardie gewig van ek het 'n eis, elke dag het 'n eis, 'n verpligting, daar is 'n gewig wat gedra moet word. En die woord van Jahwe leer ons dat ons mekaar moet help dra. Moenie na myself kyk nie, dra mekaar se laste. Ek dra swaar, maar ek het nog 'n bietjie krag gee, maar laai maar. Dit is altyd lekker op staptoere. As jy self swaar dra, en jy is iemand wat kleiner is as jy, wat swakker is as jy, en jy kan sê, gee maar daai ekstra pot of pan of 'n ding, ek sal maar by my dra. Ek het nie niks om te dra nie, maar ek sal dit vir jou doen. Ja, as mens jonk is, dan doen mens dit graag vir die teenoorgestelde geslag. Maar daar's ander tye wat 'n mens nie so eer en erkenning en geprys en geëer word vir jou dade wat jy ander help dra nie. Inteendeel, jy stel jouself bloot om saam met die sondaars, die hoere en die tollenaars geassosieer te word. Kan jy daai persoon wat 'n stryd het met sonde gaan help dra? Nie om die sonde goed te keer of die sonde te doen nie, maar net begrip te hê om hom te gaan ondersteun om sy las te dra. En dit bring my by die 4de punt. In Galasiërs 6 gaan dit oor om net las te dra, maar Romeine 15 leer die woord van Jahwe my om die swakhede van ander te dra, waar 'n persoon dan sondig, waar 'n persoon dan verkeerd doen, en die liefhebber van homself kritiseer en wys die foute uit, maar hy sal nie soos Yeshua sy lewe gaan aflê om daai persoon van sy sonde te red nie. Liefhebbers van hulle self staan op 'n afstand en kyk hoe mense verdrink.
spreekwoordelik gesê. Hulle kyk hoe mense vergaan, want hy is te lief vir sy eie lewe. Goddelike liefde, die woord van Jahwe, wat Yeshua is, leer ons om te kom dien, om in die dal van doodskare weer in te gaan, om daar die skapie wat sy eie is te gaan red. Romeine 15, kom ons blaai gesoen toe. Dra mekaar se laste, dra mekaar se swakhede, die 4de punt. Romeine 15 lees ek die eerste 3 verse. En op ons wat sterk is, en hy bedoel nie fisiese sterkte, en hy bedoel volwasse in die woord van Jahwe is, geestelik standvastig is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Hoor julle daai, nie onsself behaag nie, of selfliefde? Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting, want ook Messia het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. My gebed vanoggend is dat ons sal leer, dat hierdie woord is volkome, die Heilige Gees in staat, om al die dinge waarmee jy stry, waarvan liefhebbers vir hulle self, en dis een, ons gaan al die lys, kan ons op hierdie manier hanteer, dat die woord van Jahwe leer my, hy rus my toe, ja, is tigtiging, ja, is pynlik, ja, dis oefening, is inspanning, maar hy het vir ons in Yeshua geopenbaar. Kom ons volg hom, as ons sê, ons glo die woord. Wat beteken dit om die woord te glo? Glo beteken eenwording. Ek eer die woord, en ek lê my lewe af in Yeshua, en ek volg hom waar hy lei. Dit is wat beteken om te glo. Sien net, ek dink dit is 'n goeie idee, en ek keer dit akademies goed, nie? Verstandelik goed, nie? Dis 'n hartsverandering. Geloof verander die hart. As ek sê ek glo dat ek die swakhede moet dra van my medebroers en susters, dan beteken dit dat ek in die krag van sy gees en in die krag van sy autoriteit gaan ondersteun en die sonde nie met 'n veroordeling benader nie, maar as een wat self priesterlik 'n stryd het. En dit is die grootste wonderwerk. Die oomblik as ek iemand dien, dan voel ek, maar ek het 'n goddelike ervaring van vrug dra. Ek is nie meer selfgesentreerd nie. Dit verander my lewe om te dien. Die laaste punt, of voor ek by die laaste punt kom, wil ek net die woord sterk weer beklemtoon op ons wat sterk is, bedoelende selfs ook partykeer jou persoonlikheid, partykeer jou gawes. Vir jou is iets maklik om te doen. Jy kan nie verstaan hoe kan ander mense sukkel daarmee nie. Dit is dan so maklik. Jy is dalk net sterk om die ander vir wie dit nie so maklik is nie te help. En baie keer, en dit is wat in die wêreld gebeur, en dit is wat met die vleesmens gebeur, dat jou sterkhede, jou sterkpunte, wanneer jy dit nie gebruik om ander te dien nie, maar al te veroordeel, gebruik jy dit om jouself te laat geld, om op die voorblad te kom, om op almal se lippe te kom. Kyk julle, kyk wie is ek. En dan kom ons weer by die teks, en hy wat meen dat hy iets is, moet pas op, want hy is niks, hy mislei homself. Ja, ons het elkeen sterkpunte, elke een soos ons hier sit, het sterkpunte. Jy het dit. Dit is 'n gawe wat vir jou gegee is. Maar dit is vir jou gegee, om nie 'n liefhebber van jouself te word nie, maar om te gaan dien. Want glo vir my, daai sterkpunt wat jy het, as iemand dit komplimenteer, dan staan jy by 'n T-aansluiting. Gaan ek daai kossies, daai kompliment gebruik om diself te voed vir liefde vir myself? Of gaan ek dit gebruik om geherinner te word, ja, ek het 'n goeie punt, wanneer laas het ek iemand gedien met dit? Wanneer laas het ek dit gebruik in diens aan die koninkryk van Jahwe? Ons mag mekaar komplimenteer. Kompliment is net 'n herinnering. Jy het 'n gawe van Jahwe gekry. Gebruik dit nie vir jouself nie, maar vir sy koninkryk.
Ons eer ons Vader vir al die gawes, mooi persoonlikhede, sterk persoonlikhede, sagte persoonlikhede, mense met al hierdie wonderlike dinge. Gebruik dit, nie vir jouself nie, tot eer van Jahwe. Die laaste punt, die woord van Jahwe, wat deur die Gees van Jahwe my lewe lewend gemaak word. Leer my, myself, my ellende, my sonde, my stryd teen die sonde, my afhanklikheid van Yeshua my redder, sodat ek nooit 'n liefhebber van myself word nie. My swakheid, my afhanklikheid. Romeine 7 vers 24 sê Paulus, ek, ellendige mens. Klink dit vir julle soos iemand wat heeldag voor die spieël staan en van homself hou, wat heeldag vir ander mense vertel hoe oulik is hy? Luister mooi wat sê Paulus van homself. Ek, ellendige mens, en die woord ellendig beteken afhanklik. Ek het 'n stryd teen die sonde. Hy sê in die voorafgaande verse, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek het niks om in te roem nie, behalwe, en dan maak ek vers 24 klaar, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Yeshua Messia, ons meester, ons koning. Die woord van Jahwe leer my, jy is ellendig, jy het hom nodig, jy is die rankie, wat as jy nie in die wynstok bly nie, niks kan doen nie. Johannes 15, as jy nie in my bly nie, kan jy niks doen nie. En niks beteken niks. Sonder hom is ek niks. Ek is ellendig, ek is afhanklik. En daarom kan ek nie 'n liefhebber van myself word nie. Ek kan nie 'n liefhebber van myself word nie. Ek moet 'n soeker wees. Ek het 'n dors soos 'n hert in dorre streke na die water van die lewe. Iemand vra my eendag, hoe baie moet ek Bybel lees? Hoe baie moet ons Bybel lees? Hang af hoe dors is jy. Die woord is die woord van die lewe, die water van die lewe. Hang af hoe dors jy is. As jy jou stryd in die vlees erken, as jy verstaan wat Jahwe se wil is vir jou lewe, en die meetsnoer, die kanon, wys vir jou hoeveel jy tekort skiet, en jy het hulp nodig, en die woord van Jahwe is genoegsaam om my toe te rus, dan gaan ek hier antwoorde soek. Dan gaan ek bidend op my knieë, my stilte tyd langer, so maksimum, so lank as moontlik benut. Elia sit onder 'n bos en beweeg in sy toestand. En Jahwe gee vir hom kos. En hy sê vir hom, staan op Elia, eet en drink. En Elia moes met daardie goddelike voedsel, en hy moes 2 keer eet, hy moes nie net 1 keer eet, hy moes nog eet, sodat hy sy reis kon voltooi. Partykeer moet ons in ons stilte tye nie net opvlieg en weghardloop nie. Ons moet nog drink. Ons moet nog van hierdie woord wat my toerus, wat vir my leer, wat my dissiplineer, wat my tig, wat my vorm, moet ons nog drink. Ek sluit af met hierdie gedagte en hierdie sin. Kom ons begin weer 'n respek, 'n agting vir die woord van Jahwe. Nie net 'n aangeleerde mensegebod, soos toe ons klein was, het ons vir mekaar gesê, dis die Bybel, moet hom nie hard neersit nie. Ja, ek stem saam. Of, dis die Bybel, beloof jy, sit jou hand op die Bybel, al daai gebruike wat kinders het, om op 'n sekere manier te sê, ons het respek vir die Bybel. Het is goed en wel om respek vir die Bybel te hê, maar as jy dit nie oopmaak en lees en glo in jou lewe verander nie, dan beteken dit nie jy het respek vir hom nie. Jy het respek vir die Bybel as jy hom oopmaak en lees en doen. Al daardie ander dinge is maar wat mense uitgedink het en die Bybel mooi skoon maak, die stof afvee. Daar sal nie stof opkom as jy hom oopmaak en lees en gebruik nie. En ons het baie allerhande gebruikies. Mag ons die woord ag, lief hê, glo, leef, want hy is volkome om ons toe te rus vir elke goeie dienswerk en selfliefde te oorwin. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, ons
Sing daardie ou liedjie, lieflike woord, wonderlik woord, lewensbrood. Dankie dat ons vanoggend as gemeente kan getuig, U woord is lieflik. Dankie dat ons die voorreg het om dit te mag as erfenis ontvang het. Die woord sê, dat Israel ontvang die insettinge, verordeninge, die gebooie, die woord, so het aan geen ander nasie gedoen nie. En ons wil vanoggend dankie sê vir ons erfenis, naamlik die woord, Yeshua self, dat ons die woord mag in ons harte ontvang, deur die Gees, dat U dit laat groei, dat U dit in ons harte werk. Dankie daarvoor. Ons gebed is, Vader, in ons dissiplinering, in ons proses van tugtiging, dat U vir ons 'n sagte hart sal gee wat buig. Ook in hierdie maand, wanneer die wêreld hulle self lief het en liefhebbers van genot is, meer as liefhebbers van U, dat U Gees kragtig in ons sal werk, dat ons hierdie maand die krag van die evangelie, die krag van die woord sal ervaar, wanneer U Gees ons leer om mekaar te dien, soos Yeshua ons kom dien het, en dat ons nie vir onsself sal lewe nie, maar vir U. En dankie dat ons gekoop is deur die kosbare bloed en nie aan onsself behoort nie. En maak asseblief die woord vir elkeen persoonlik oop, dat ons nie na mekaar se lewe sal kyk met 'n veroordelende oog nie, maar begin by my en leer my wat dit beteken om U lief te hê met my hele hart, verstand, siel en krag. In Yeshua se naam. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua Messia deur die krag van die Heilige Gees. Amen.